Goeiemôre aan julle almal. Nou ja, gister het ek en Leonora so 'n bietjie 'n dag se verlof ingesit. Ek hoop julle het dit goed gekeer. Ons het by 'n wonderlike vriende gaan kuier vir ons en wat 'n heerlike dag was dit nie. Lekker die middag laat teruggekom. Nou ja, dit was 'n baie geseënde naweek vir my. Ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor 'n baie belangrike ding en dit is ek wil 'n bietjie praat met ons kinders. Ja, ons het hierdie naweek het ons 'n paanseunkamp en ek weet ek sê dit baie, baie mense hoor dit, maar ek dink nie hulle hoor nie die invloed wat ouers op hulle kinders het. Ek gaan dit weer sê, die invloed wat ouers op hulle kinders het. Baie keer is ouers gemishandel, baie keer is ouers gemolesteer, baie keer is ouers seergemaak, hulle is teleurgestel en dan baie keer dan haal hulle dit op hulle arme kinders uit. Ja, jy is reg, so gemaak en so gaan dit staan en so gee hulle weer. Ja, oupa was arm en jy kan nou sien, ek het nou nie 'n kar gekry nie, daarom is ek nou vandag ryk, maar jy gaan nou nie 'n kar kry nie, my seun, jy gaan hard werk. Niks verkeerd om hard te werk nie, maar baie keer is dit so dat ons die tendens herhaal in ons lewe, van dit wat oupa gesê het en dit wat pa gesê het, en baie keer het hulle nie lekker geweet nie. Ons oupas kom uit depressies uit, hulle kom uit moeilike jare uit, hulle kom uit depressies uit, hulle was maar baie moeilike mense, nie baie gelag nie. Nou die dag praat ons daaroor, hulle was al vroeg oud, ek onthou, in ons tyd was mense van 55 al in die ouete huis, 60 was jy al oud en afgeskryf. Nou ja, ek is nog baie jonk, ek gaan nog glad nie ouete huis toe gaan nie, ek het nog baie werk om te doen. Wat wil ek vanmôre sê? Ons word baie keer, hanteer ons kinders soos ons hanteer het. En baie keer was dit nie goed nie. Pa het my sleg gesê, en nou sê ek sleg, want dis wat ek geleer het, dit was die voorbeeld. En daarom is dit baie belangrik, dat ons daai routine moet breek, daai vloek moet breek. Baie keer is die vloeke van die oupas, kom op die kinders neer. Dit staan so op die woord. Ons moet dit stop, laat dit by my stop, want van my af gaan die seëninge kom. Ek gaan oor my seun seëninge spreek, ek gaan oor hom lewe spreek, ek gaan alles doen wat ek kan om hom die beste kind te maak, want wie, hoekom? Ek gaan eendag voor die Here staan in verantwoording vir elke woord wat ek aan my kinders gesê het, goed of sleg. En jou kind wil net een ding hoor in jou sy lewe, is dat jy in hom glo. Jy moet dit vir hom sê, glo in jou, ek weet jy gaan dit maak, ek back jou, ek staan agter jou, jy is die beste wat die Here ooit vir my gegee het. Dis wat 'n kind wil hoor. Dis moeilik daar buite vir hulle. Dis moeilik om werk te kry. Nou as jy nog negatief is, hoe moeiliker is dit nie vir hom nie. Nou ja, ek gaan ook praat met die kinders vandag, want hierdie naweek het ons 'n pa en seun kamp en dit is belangrik. Ek praat ook met kinders. Dit gaan nie net oor die paas wat ek berispe of hulle aanvat nie. Nee, ek sit in liefde, sit ek die woord daar neer en ek praat met hulle die woord het hoe belangrik dit is. Maar ek gaan net een of twee goedjies gaan ek vir jou gou noem van die naweek. 1. Hierdie naweek het ons 'n pa en seun kamp. Nou paas, hoe oud is jy? Jy kan 'n oupa wees. As jy kleinkinders wil saambring, doen dit. Ek smeek vandag by jou, jy verstaan nie. Gaan staan nie die gap vir 'n pa wat dalk afwesig is of wat nie daar is nie. Ek het wonderlike getuienisse wat gekom het waar oupas daar gestaan het en hulle kleinkinders geseën het. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. En ook tyd spandeer het. Een naweek in jou hele lewe verander jou kind se lewe. Ek wil jou uitdaag, oupa of pa, kom hierdie naweek en spreek lewe oor jou kind. Ons het nog plek vir jou. Maak seker dat jy my kontak. Is maklik, my e-posadres dawie.spies@gmail.com of op Facebook, op Messenger, kry my in die hande, ek sal by jou uitkom. En as geld 'n probleem is, dit was nog nooit 'n probleem nie. Ek het borge gekry. Hier's wonderlike mense wat nou inluister, wat altyd bereid om sê, is daar mense wat kort? Dan sê ek, ja, daar's 3. Hulle betaal daai geldjie sommer regstreeks daar op die plaas in, by Kobus, hulle op die plaas en al daai geldjies gaan net so vir die kos. R700 vir 'n familie, 2 kinders, pa, waar gaan jy dit kry? Braaivleis, akkommodasie, kos, alles ingesluit. Dit is absoluut verniet. Ek wil dit regtig sterk aanbeveel. Grootste naweek in 'n kind se lewe is wanneer hy die pad na sy pa se hart ontdek het en die pa die wat na die seun se hart ontdek het. Nou ek wil gou vir jou 'n woord bring. Hier is die woord. Hy sê uit die vrug, hy sê uit die vrug van iemand se mond word hy versadig met die goeie en die daad van 'n mens se hande
kom op hom terug. Uit die vrug van jou mond kom die goeie, of die slegte. Dit wat jy gespreek het, maak seer. Dit wat jy gespreek het, kan lewe bring. Dood en lewe is in die mag van die tong. Ek het dit al so baie gesê, en ek wil hê, dat jy moet dit altyd onthou. Dat dit wat jy spreek is belangrik. Jou kind sien jou as 'n held. Jou kind sien jou as hy tipe van 'n God daarbo. Nou spreek jy dood vir hom. Ek gaan dit jou help. En daai vloeke wat jou pa dalk oor jou gespreek het, gaan ons breek, en ons gaan die seëninge oor jou kind gaan ons bring. Ek wil regtig dit vir jou sê. Dan het ek 'n woord vir die kinders. Ek gaan vir jou lees uit Spreuke 13. Hy sê, 'n wyse seun of 'n wyse dogter luister na die tug van sy ouers. 'n wyse kind luister na die tug. Nou, kinders is jonk, hulle weet nie. Dan kom ouers en hulle help hulle reg. En dit is baie belangrik dat ouers hulle reg help, want kind weet nie heeltemal hoe om die pad te loop nie. Ek sien nou my seun Paul, hulle het nou 'n babatjie gekry. Hoe hy daai babatjie van dag 1 af leer en help. En later as daai seentjie begin slim word, gaan hy sy eie paadjies vat, maar pappa gaan hom heeltyd terugbring en sê, nee my kind, moenie daai pad loop nie, daar is dorings daar, daar is 'n warm stoof daar, moenie daaraan raak nie. Ek moet jou leer, en as jy dit nie doen nie, gaan jy jou vingers verbrand, gaan jy in die dorings trap. So dit is belangrik dat 'n mens by jou ouers leer. Luister na die wysheid van jou ouers. Hoekom? Want hulle het baie meer ervaring as jy. Ek praat met iemand jongs vandag. Luister, hoor die woorde van jou ouers, want dit gaan jou baie hartseer spaar. Baie mense kom op hulle ou dag, dan sê ek het nooit na my ouers geluister nie. Dit is so belangrik. En ouers, julle moet die regte pad loop, want hoe kan 'n kind na jou luister as jy nie die regte pad loop nie? Daarom is dit belangrik dat ons ouergardes, ons moet die pad loop, sodat die kinders kan kyk en sê, dit is hoe pa geloop het. My grootste voorbeeld wat ek in my lewe gehad het, was my eie pa. Wat 'n man van God. Ek kan nooit iets in my lewe sê wat hy verkeerd gedoen het nie. Ek het hom gevolg, ek het hom dopgehou, ek het gesien wat hy gedoen het, en hy het die pad van die Here geloop. Wat 'n voorreg dat ek vandag aan daai pad kan staan, dat my kinders en al die mense kan sê, prys die Here, daar was iemand wat 'n invloed gehad het op Dawid se lewe, verseker. Paas, maas, jy het invloed op julle kinders se lewe. Kinders, luister na die wysheid, na die woorde, na die insig van julle ouers. Hy sê, maar die spotter hoor nie die berisping nie. Daar gaan moeilike tye vir jou kom, as jy nie luister nie. Want op 'n dag gaan jy self moet werk. Jy gaan jou eie bed moet opmaak. Jy gaan jou eie koffie maak. Jy gaan jou eie salaris verdien. Jy gaan jou eie kar moet betaal. En as jy nie nou leer nie, gaan jy dit nooit regte nie. Nou ja, sommer 'n goeie preek hier vir ons kinders en ons ouers. Ek smeek by jou vandag, ouers, as jy nog wil twyfel, maak hierdie naweek 'n plan. Ek vra jou mooi, ons sal reël, maak nie saak hoe nie, maar jy moet by daai kamp uitkom. Paas, jy moet jou seun een naweek vat en tyd aan hom spandeer. Jy sal nie glo wat dit vir daai kind gaan beteken nie. Dit gaan daai kind se hele lewe verander. Ek wil vanmôre vir julle bid. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons kan luister, Here, na mentors in ons lewe, dat ons kan hoor mense wat ons wil help op die regte pad. Here, ek bid vir elke persoon vandag wat na hierdie boodskap luister. Here, dat hulle sal weet dat u is in beheer. U sal voorsien. U gaan, Here, u het nog altyd gesê u gaan. Dankie dat ons weet, u is ons pappa en u sorg vir ons. Dankie Here vir hierdie woord, dankie vir hierdie naweek, dankie vir pappas wat by hulle seuns se harte gaan uitkom. Ek loof en prys u naam. Amen. Jy moet onthou dat jou beste op pad is en dat Jesus jou ongelooflik baie lief het. Totsiens, tot 'n volgende keer.